Welkom by Suiderparel Gemeente. Ons wil sommer weer eens uit die diepte van ons hart dankie sê aan elkeen wat by die bazaar kom kuier het, aan elkeen wat iets geskenk het, aan elkeen wat gewerk het by 'n stalletjie. Dit was 'n reuse sukses en sommer net 'n heerlike saamkuierdag. Dit was so lekker geweest. Ons wil jou graag uitnooi as jy 'n nuwe lidmaat in die gemeente is. Die 19de Maart het ons nuwe lidmaatfunksie. En daar is Vrydag 'n link uitgestuur op die WhatsApp groepe waar jy kan sê jy wil graag hierdie funksie bywoon. So asseblief moet dit nie misloop nie. Kom leer bietjie meer van ons gemeente en kom ontmoet sommer nuwe vriende ook. Ons sien jou daar. In die laaste deel van die kwartaal wat voorlê, is dit belangrik dat jy die almanak mooi sal dophou. Veral op die internet, kyk op ons webtuiste, hy is 100% op datum. Maak seker dat jy sien dat die 8-uurdienste sowel as die aanddienste tydens vakansie en ook lang naweke nie gaan gebeur nie. Ons wil nie graag hê jy moet hierso voor 'n stil kerk aankom nie. En nou gepraat van die aanddienste. Om 16 Maart is ons afsluiting vir die kwartaal en dan het ons vir Grand Lottering hierso. Hy gaan 'n bietjie vir ons kom vertel van sy lewe, sy getuienis gee en ook die ongelooflike reis wat hy gehad het die laaste 2 weke. Ons hoop om jou daar te sien. Dis 16 Maart om 6:00 die aand. Geniet vandag se erediens. Goeiemôre. My naam is Dani Melan en dit is so lekker om vanoggend hier in Suiderparel Gemeente te kuier en ook met jou te kan gesels waar jy ook al is en waar jy ook al luister hier in Suid-Afrika of elders in die wêreld. Mag jy en die mense saam met jou ook God se liefde en teenwoordigheid vanoggend ervaar. Ons het die laaste tyd die baie groot voorreg gehad om in Johannesburg saam met ons kinders te wees, ons jongste dogter, en elke aand gesien waar man groot en sterk hierdie ou klein seentjie in sy arms vat en vir my die Bybel uitlees en van Jona en die vis vertel en die groot orkaan en hoe dat hy so aandagtig sit en luister, 2 jaar oud, en as hy sê en God is, dan sê hy God is alomteenwoordig. En ek hoop jy sal dit ook vanoggend ervaar, daar waar jy ook al is. Kom ons word net 'n oomblik stil en beleef dit ook. Die Here is hier teenwoordig. Die Here is altyd naby ons. Mag sy genade en vrede jou vanoggend omvou. Amen. Ons praat vanoggend oor 'n anderste soort lewe as deel van hierdie 40 dae van die lydenstyd. As Jesus in ons lewe kom, as God 'n werklikheid in ons lewe word, dan is ons lewens anders. Dit kan eenvoudig nie dieselfde bly nie. In Frankryk was daar 'n klein seentjie met die naam François Serrou. En hy het groot geword in 'n huis waar hy glad nie eens geweet het hoe 'n Bybel lyk nie. Die naam Jesus net soms in 'n film gehoor het as 'n vloekwoord. En toe eendag kom hy op Johan Bloemhof af waar hy besig is om in 'n park te praat, te preek en hulle te hoor sing en hom uit te nooi om deel van hulle klub te word en hy word deel van hierdie jeugklub. Maar hy was so onmoontlik seentjie dat hulle naderhand gedink het om hom te vra om liewers maar nie meer te kom nie. En tog het Johan maar vasgebyt en toe hy Suid-Afrika toe kom om die gemeentes te besoek wat hulle finansiëel ondersteun en vir hulle bid te vra, bid asseblief vir klein François. Bid dat die Here ook sy hart sal oopmaak om die genade van die Here te aanvaar. En toe hy terugkom met hierdie klein seentjie so verlang al na Johan, uitgesien dat hy sal kom en vir eerste keer het hy regtig aandagtig geluister. En net op 'n dag gesê, kan ek iets vra? Hoe kan ek Jesus leer ken? En hy het hom gehelp om Jesus as sy verlosser aan te neem. En later het hy sy ma ook saamgebring en het sy ma ook 'n volgeling van Jesus Christus geword. Geloof is, het ons voorvaders al baie jare gelede in die reformatie gesê, om Jesus Christus te omhels met al sy weldade. En om na niks anders buite hom te soek nie. As jy Jesus het, het jy alles wat God vir jou kan en wil gee. Hy is die Seun van God wat mens geword het om tussen ons te kom bly. Nou, ons lees vanoggend uit Markus 1 vers 14 en 15, 'n aangrypende gedeelte. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die goeie nuus, die evangelie.
God se tyd het aangebreek. Dit het nou waar geword. Hierdie beloftes het waar geword. En nou is sy oproep: bekeer julle, kom terug uit die verland, waar jy ook al is, hoe ver jy ook al afgedwaal het. Kom terug na die Here, kom gee jou lewe aan hom, want God se koninkryk is naby. Hy is die koning self. En is 'n anderste soort lewe wat hy gee. 'n Lewe saam met God. Bekeer julle en glo die goeie nuus. Is nie eers die een en dan die ander nie. Dis twee kante van dieselfde munt. Dis eintlik dieselfde ding om jou te bekeer van hierdie slegte nuus van die wêreld, van die geraas van die wêreld, soos ons laasweek gehoor het met Andrei se boodskap. En om die goeie nuus te hoor van word stil. In stil wees en vertroue lê julle krag. Om net te vertrou, God doen alles vir jou. Hy kom verlos ons. Sy koninkryk is naby, want Jesus is self die koninkryk. Hy is die koning. In hom het God binne bereik gekom. Kon die disippels hom sien, voel, aan hom raak. Sy geselskap, vriendskap, sy liefde geniet en beleef. Jesus se verstommende uitnodiging is, dis nie vars raad of 'n nuwe sosiale agenda nie. Dis nie 'n nuwe spyskaart vir geestelike ervarings nie. Dis nie 'n politieke revolusionêre agenda nie. Maar wat is dit dan? Dis 'n uitnodiging, 'n nuwe manier van lewe. 'n Lewe in die koninkryk van God. Hoe kan ons hierdie koninkrykslewe beskryf? Trevor Hudson beskryf dit met 6 begrippe. In die eerste plek om baie naby aan God as ons Abba, ons liewe Vader te lewe, in 'n intieme verhouding met God te lewe. Nie meer daar ver nie, niemand om voor bang te wees nie. Die Vader wat ons liefhet en opsoek. Om te ervaar ek is nie meer alleen nie, ek hoef nie te stoei op my eie nie. Ek is deel van 'n familie, al is ek dalk 'n weewenaar wat lank alleen bly. Ek het 'n geestelike familie, ek mag eredienste toe kom, ek mag deel voel van hierdie familie van God. Dis om altyd weer te verander en die mense te wees wat God wil hê ons moet wees. Dis 'n kragtige lewe waarin God in en deur ons optree vir die geluk en die welwese van die stad en die land waarin ons leef. Dit is om meer sensitief te wees vir die mense om ons en dis 'n ewige lewe waarin die dood nie die laaste woord het nie. Wanhoop, 'n nikszeggende lewe, 'n lewe wat net vir nou is. Nee, dit is nie nodig nie. Ons het 'n toekoms, 'n wonderlike toekoms. En wat is hierdie waghalsige lewe, hierdie nuwe lewe, hierdie lewe in God se liefde, waarin ons sy medewerkers word? John Maxwell het gesê, ons weet nie eintlik nie. Dis eintlik iets wat jy ook nie met jou kop kan weet nie. Dis wanneer jy besef, liefde het hande wat graag ander help, voete wat gou is om daar te wees waar ander in nood is. Oë wat raak sien wanneer mense seer kry. Ore wat graag wil luister na ander in nood. 'n Mond wat mense graag moed wil inpraat. En dan vertel hy die aangrypende verhaal van 'n Amerikaanse toerist wat in Indië was en dan stap hy in 'n hospitaal in waar hulle malaatses versorg en hy sien hoe 'n Christen verpleegster, Amerikaanse verpleegster, een van hierdie malaatses help. En die wond is so angswekkend, so vuil, so septies, dat hierdie man gril met sy hele wese en vir haar sê, I will not do this, even for $1 million. En dan antwoord sy met 'n glimlag, me neither. En as hy vra nou, hoekom doen jy dit dan? Is haar antwoord, want die liefde van Christus dring my. Die liefde van Christus dring my. Ons het 'n baie diep verlange na hierdie lewe en al die leegtes in ons hart en in ons siel skree daarvoor. Al die dinge waarna ons gryp, al die strooihalmpies waarna ons vasgryp, van verslawings, van woede, van angs, van onsself probeer bewys, is tekens daarvan hoe ons sukkel om goeie verhoudings te handhaaf en vrede tussen nasies te handhaaf. Mense met al hulle wetenskap en kennis raak net dieper in die moeilikheid. Nee, Jesus het nie vir ons 'n kitsoplossing of 'n utopie op aarde kom gee nie, maar hy het vir ons kom leer om 'n anderste soort lewe te lei.
Selfs Petrus self moes ontdek dat Jesus as die Messias nie Messias gaan wees soos hy dit gedink het nie, maar die Messias wat gaan ly en sou sterf. En as hy om een kant toe vat en sê, nee Here, kyk, ek dink ek gaan baie beter doen as ons al die ander dorpe langer gaan besoek en wegbly van hierdie nes in Jerusalem, want jy weet daar's moeilikheid. Dan sê Jesus, gaan weg agter my Satan. Seker die slegste oomblik in Petrus se lewe, as 'n geestelike leier van God die woord hoor, jy het nou hierdie toets gedop. Jy verstaan nie. Jy dink soos mense dink, jy moet leer om te dink soos God dink. En dit geld ook van ons gewone aardse lewe. Om in die vreugde van God se koninkryk in te gaan, beteken dat ek my hand in sy hand moet stel, dat ek my vertroue in God moet stel, dat ek moet weet sy plan vir my lewe is die beste, al is dit dikwels 'n pad wat deur lyding en swaar kry loop, want ons aardse lewe is lyding. Dis nie maklik nie. Mooi voorbeeld daarvan is Natalie de Tooy, 'n 800 meter swemmer, briljante swemmer op skool al, maar in 2001 as 'n jong meisietjie het iemand haar op haar bromponie raak gery. En moes haar een been afgesit word. En het sy gesê, ek is nog dieselfde mens as wat ek van tevore was, maar ek het skielik baie groter uitdagings gehad. En sy het aangehou swem en nog steeds goue medaljes verwerf. Die uitdaging om te presteer, het sy gesê, is net groter. Maar wat het haar gehelp? God het my gehelp om hierdie skok te verwerk en om te ontdek dat ek nog steeds waardevol is in sy oë. God het jou lief, ook as dit swaar gaan, ook as dit moeilik gaan met jou. En daarom sal Petrus sê in sy brief, as jy onregverdig ly, wanneer jy goed doen, is dit genade van God. Dis waartoe God ons geroep het. Dis hoekom hy ons stuur om in hierdie donker sondige wêreld 'n verskil te gaan maak, anders te wees as die mense van hierdie wêreld. Nie 'n oog vir 'n oog nie, maar om soos Jesus te wees. En hoe het hy hierdie lyding verduur en vir ons 'n voorbeeld gegee sodat ons in sy voetspore kan volg? Petrus sê dit in 1 Petrus 2. Kyk na die kruis. Sy hande, sy voete waar sy hele liggaam hang, die geweldige pyn, die bloed wat van sy hande af drup en sy voete af. Kyk hoe het hy gelei, as mense wat geen fout gehad het nie, wat sonder sonde was, as hulle hom spot, as hulle hierdie lyding vir hom veroorsaak, hom vermoor. Dan antwoord hy nie met dreigemente en vloek en oordeel nie, maar hy laat dit oor aan hom wat regverdig oordeel. Wat nog meer is, hy het ons wat sonde was, 'n sonde op hom geneem, sodat ons in vryheid voor God kan lewe. En dan sluit hy sy pragtige brief af deur te sê, lewe dan nou so dat julle God se verkiesing vas sal maak. Dan sien julle nooit struikel nie. Lewe as kinders van die lig. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees in die koninkryk van God. Kom ons bid saam. Here, ons bid net vandag dat U hierdie vrede en hierdie genade vir ons sal gee, dat ons Jesus as die koning van genade sal leer ken, hom as ons eie verlosser sal aanvaar, hom sal omhels en saam met hom al God se hemelse seëninge ons eie sal maak en dan niks buite hom sal soek. Dat ons lewe sal getuig daarvan, dat ons 'n anderste soort lewe ontvang het, 'n nuwe lewe, 'n nuwe manier van leef. Maak dit waar vir elke lidmaat van Suiderparel, groot en klein, oud en jonk. Sien ons seniors as hulle hierdie week by Goudinie gaan, saam kuier en saam ontspan en saam luister na U woord. Sien ons kindertjies, sien ons leiers, sien die leraars van hierdie gemeente. Laat hierdie gemeente groei tot eer van God en U naam laat weer klink in die verste eindes van hierdie wêreld. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, gaan leef in sy vrede. Die genade, die ryke genade van die Here Jesus Christus en die oneindige liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.